2 Samuel, hoofstuk 1. Saul is dood en Dawid was reeds 2 dae terug in Siklag na sy oorwinning oor die bende Amalekiete. Toe 'n man van Saul se leer met klere wat geskeur is en as op die kop op die 3de dag daar by Dawid aankom. Hy het vooroor geval en diep gebuig. En Dawid vra die man, "Vertel my van waar jy kom." En die man antwoord, "Ek het van Israel se leer afgevlug." En Dawid sê, "Nou toe, vertel tog wat gebeur het." En die man antwoord, "Al die manne van Israel het op die vlug geslaan, en daar is baie van die manne dood, want Saul en sy seun Jonathan is ook dood." Toe vra Dawid vir die jongman, "Verduidelik hoe jy weet dat Saul en Jonathan sy seun ook dood is." En die jongman antwoord, "Op daardie oomblik was ek op die berg Gilboa, toe ek sien dat Saul baie swaar op sy spies leun, en dat die strydwaans en perderuiters besig was om hom te nader. Hy het omgekyk en my gesien. Toe roep hy my en ek het geantwoord, 'Ek is hier vir u.' Toe vra hy, 'Wie's jy?' En ek antwoord, 'n Amalekiet.' Toe sê hy, 'Kom hier en maak my asseblief dood, want al lewe ek nog, voel ek baie duiselig. Ek het gesien dat hy nie meer lank sou lewe na sy val nie. Daarom het ek nader gestaan en hom doodgemaak. Toe het ek die kroon van sy kop afgehaal. Ek het ook 'n armband van sy arm afgehaal en ek het hiernatoe gekom om dit vir my heer te bring." Dawid en al sy manne het hulle klere geskeur. Hulle het tot die aand toe oor Saul, sy seun Jonathan, die volk van die Here en die huis van Israel gerou, getreur en gevas, want hulle is met die swaard gedood. Toe vra Dawid weer die jong man wat hom alles kon vertel het, "Vertel my nou weer van waar jy is." En hy antwoord, "Ek is 'n Amalekiet, die seun van 'n vreemdeling." Toe sê Dawid vir hom, "Nou hoe? Dit het jou nie gepla of bang gemaak om jou hand te lig teen die Here se gesalfde nie." Dawid het een van sy jong manne nader geroep, "Kom nader en maak die man dood." Hy het nader gekom en die man doodgemaak. En Dawid sê vir hom, "Jou dood is jou eie skuld. Jy het self met jou eie mond gesê, ek het die Here se gesalfde om die lewe gebring." En Dawid het 'n klaaglied geskryf oor Saul en Jonathan, sy seun. Hierdie booglied is opgeskryf in die boek van die opregte. Dawid het die stam van Juda opdrag gegee om die lied te leer. O Israel, op jou hoogtes lê die sieraad verslaan. Die helde het geval. In Gat mag dit nie vertel word nie. Op Askelon se strate mag dit nie gehoor word nie, want dan sal die Filistynse dogters bly wees. Ja, onbesnedenes se dogters sal vrolik wees. O, mag daar nooit weer dou of reën val in die berge van Gilboa nie. Mag geen graanoffer op jou velde wees nie. Dapper helde se skilde is daar verloor. Saul se skild is nie met olyfolie gesalf nie. Die boog van Jonathan het nooit die bloed van dooies of die vet van helde gevrees nie. En Saul se swaard ook nie op die slagveld nie. Geliefd en bemind was Saul en Jonathan, wat nog in lewe, nog in dood geskei is. Baie vinniger as arende en sterker as leeu's was hulle. Treur oor Saul, o dogters van Israel, want met skarlaken en goud het hy julle geklee. Diep in die geveg het die helde geval. Daar op jou hoogtes het Jonathan geval. O my broer Jonathan, ek treur oor jou. Vir my was jy so wonderlik, jou liefde soeter as 'n vrou se liefde. Ag, die helde het geval en hulle wapens is weg.